Here, ons kom vanmôre na U toe met 'n diep hongerte. 'n Hongerte na U self. Na U wat ons hart kom aanraak, na U wat vir ons die pad sal wys. Ons hongerte is na U troos, na U vergifnis, na U versorging, na U leidskap. Here, ons kom met leë hande en kom pleit om U genade. Kom praat met ons, Here. Ons is honger en dors na U stem. Amen. Gemeente genade, vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons. Amen. Kom ons loof die Here saam met 'n lied wat ons gaan sing, lied 209. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Kom ek van U magtige wonders vertel en van al U reddingsdade. Kom ons sing hierdie lied staande saam. Die woordverkondiging kom vanmôre uit Matteus 7 vanaf vers 15. Ons maak vandag klaar met ons reeks oor die bergpreek. En dit is nou sommer alweer die intrede na die volgende ene waarmee ek besig is om te werk aan. Maar ons gaan vandag hiermee saam sit. Ek het nogal vir myself gewonder, voordat ek die gedeelte nou klaar deurgewerk het, hoe voel ek nou oor hierdie ding? En aan die een kant is daar, okay, nou kan ons 'n bietjie na iets anders toe gaan. Ek dink partykeer voel mense, dit was 'n lang reeks, maar hopelik het jy hom week vir week opgeëet. En nie gedink, ag, wanneer gaan ons klaar kry nie? Dis amper soos wanneer ons by die see toe ry en die kinders sê, hoe ver is dit nog? Nou, daar wil ek nou sê, ons is nou, ek kan al die see sien, jy kan al jou roomhuisie bestel. Maar daar is ook vir my 'n stuk hartseer. Want ek dink dit is een van die kosbaarste tye wat ek in my hele bediening gehad het, is die afgelope paar weke rondom hierdie gedeelte uit die woord. Ek hoop dat dit nog lank sal aanhou en dat die Here nog vir ons baie lank sal seën uit sy woord. Kom ons bid saam voordat ons dit gaan saam lees. Hemelvader, ons kom sit by U voete. Ons wil ons ore kom spits om te hoor wat U sê. Ons weet dat woorde soms minder sê as wat dit behoort te sê. En daarom vra ons, Here, wees ons genadig om die woorde so te hoor, dat ons U stem, U gesigsuitdrukking, die passie waarmee U dit praat, ook kan verstaan en ook kan hoor, en dat dit kan deel word van die ritme in ons hart,
Kom roer ons vandag op u eie unieke manier. Laat u Gees met ons besig wees. En laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Laat u naam verheerlik word. Amen. Vriende, ons lees Matteus 7 vanaf vers 15. Pas op vir die valse profete. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken, net soos 'n mens 'n boom aan sy vrugte kan uitken. 'n Mens pluk tog nie druiwetrosse van doringbosse of vye van dussels nie. 'n Gesonde boom dra immers goeie vrugte en 'n siek boom slegte vrugte. 'n Gesonde boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n siek boom kan nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hierdie mense aan hulle vrugte uitken. Nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, ons het dan in u naam gepreek en in u naam bose geeste uitgedryf en in u naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie sy huis op rots gebou is. Al val daar 'n stortbui en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, dit sal nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op 'n rots gebou. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op sand gebou is. Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Toe Jesus sy rede voltooi het, was die skare diep onder die indruk van sy onderrig. Dit was immers gesagvol, heeltemal anders as die van hulle eie skrifkenners. Vriende, ek wil graag vir julle hier 1 of 2 verse lees, wat terwyl ek dit lees, het my net weer opnuut getref. Nou moet ek dit nou weer gaan soek. Daar is hy, vers 21. Nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Nou hoor hierdie woorde weer. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Dis baie belangrike woorde. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. En dan was daar nog 'n vers wat ek later nou probeer, en ek weet jy kyk waar het ek hom gesien, vers 26. Maar elkeen wat na my woorde luister, en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Is dit nie ongelooflik nie? Elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Toe Jesus sy bediening begin het hy langs die see van Galilea gestap eendag en hy het 2 broers gesien wat besig was om by hulle vissersnette te sit. En Jesus het hulle geroep, kom, volg my. En hulle het hulle nette net so gelos en hulle het hom gevolg. En Jesus het verder gegaan en by nog mense verbygegaan en hy het nog ander geroep en gesê, kom, volg my. En hulle het opgestaan en hulle het hom gevolg. En daar was disippels van Johannes die Doper, wat vir Johannes die Doper gevra het, is hy die een wat moes kom? En hulle het van Johannes af weggeloop en na Jesus toe gegaan en gevra, is hy die een wat moes kom? En Jesus het vir hulle gesê,
Kom kyk en sien. Kom. Die oproep reg deur die geskiedenis tot vandag in Afrikaans in ons tyd is, kom kyk, kom volg my. Dit is die pad na die ewige lewe. Baie van ons kan onthou van die tyd toe ons daardie keuse gemaak het, toe ons daardie roepstem gehoor het, kom, volg my. Baie van julle het mooi stories daaroor. Partykeer praat ons te min daarvan. Maar vir ander is dit moontlik dat jy vandag op 'n ander unieke manier hierdie woorde hoor. Kom volg my. Die pad na die ewigheid stap langs die skaduwee van Jesus verby. Hier aan die einde van Jesus se bergpreek, nadat Jesus baie gepraat het oor wat dit beteken om vanuit God se oog na die wêreld te kyk en hoe dit is om in God se koninkryk te leef, word mense uitgenooi om oor te skuif van hulle eie koninkryk na God se koninkryk. Dit is nie 'n moeilike keuse nie. Dis 'n redelike eenvoudige keuse. Maar dit is 'n keuse wat geweldige implikasies het. Sal jy Jesus se disipel wees of nie? Dis die twee opsies. Sal jy Jesus se disipel wees of nie? Vriende, disipelskap is 'n term wat baie los en vas gebruik word in die tyd waarin ons leef. Ek is op die oomblik besig om baie materiaal te probeer verorber oor disipelskap. En ek is al eintlik daarmee besig vir meer as 10 jaar in my lewe. Seker al 15, 20. En daarom is dit nodig dat ons dit so 'n bietjie verduidelik. Baie mense sal vir jou 'n kort opsomming so probeer gee. Die kerk se werk is om Christene te maak en om die morele stem van die regering te wees. Daar is morele standaarde waarna ons moet kyk en die kerk is die rolmodel daarvan. Dit is hulle werk om mense in hierdie lyn te bring. Christene is daarom mense wat sekere goed glo, veral dinge oor Jesus. Maar solank as wat hulle in Jesus glo, moet God hulle vergewe en sal die hemel vir hulle oop wees wanneer hulle eendag daar kom. En dit is baie keer vir mense die verskil tussen om 'n Christen te wees en om nie 'n Christen te wees nie. Ons gaan die volgende paar weke nog baie hierby stil staan. Wat Jesus van ons vra, is iets anders as wat ons nou net probeer verduidelik het. Waarmee Jesus vir my en vir jou wil konfronteer vandag is, of ons hier diep binne in ons 'n eerlike bedoeling het om by Jesus te kom leer wat hy doen, sodat ons dit ook kan doen. Is dit my eerlike bedoeling om Jesus Christus, die persoon met sy woorde en die implikasies daarvan te gehoorsaam en dit te volg? Of is dit 'n morele ooreenstemming met die meerderheid van mense wat opeindig in 'n kerkgebou op 'n Sondag? In die Bybel word die woord Christen 3 keer gebruik. Net 3 keer. Die woord Christen word gewoonlik dan in 'n spottender lig gebruik. Julle mense wat dink julle is klein Jesusies. Dis 'n neerhalende term wat die mense buite die kerk gebruik het teenoor mense wat Jesus gevolg het.
Daarteendeel word die term disippelskap 269 keer in die Bybel gebruik. 3 keer Christen, 269 keer disipel. Wat beteken die woord disipel? Die woord disipel beteken om 'n student te wees, om 'n appie te wees. Ek dink ons sal dit goed verstaan. Dit is iemand wat 'n senior persoon begin volg en hom naboots, leer by hom om op dieselfde manier te doen wat hy gedoen het en daarmee 'n sukses van sy lewe te maak. Wian wat by ons in die gemeente groot geword het nou sy studies om 'n elektriesien te word klaargemaak. Hy het nou, so hoor ek vanoggend, hy het hierdie week begin om 'n appie te wees in Bultfontein. En hy gaan nou by 'n ander ervare elektriesien sit. Hy gaan in 'n voertuig ry wat daardie elektriesien se besigheid se branding op hulle deure het. Hy gaan daardie besigheid verteenwoordig en daardie elektriesien gaan vir hom stukkie vir stukkie, stappie vir stappie, gaan hy vir hom leer en sê, jy het nou die kopkennis gekry, nou moet jy leer hoe dit is in die harde wêreld om 'n verskil te gaan maak. Jy moet nou weet hoe om met krag te werk, wanneer sit jy hom af en wanneer sit jy hom aan, en hoe hanteer jy dit, en wat doen jy nie, en so kry jy jou geld in, en so hanteer jy jou boeke, en so doen jy dit, en so doen jy dat, en hy gaan dit vir 'n lang ruk doen. Totdat hy ervare genoeg is om te kan sê, jy kan dit nou doen soos wat ek dit doen. En dan gaan daardie elektriesien vir hom sê, nou weet jy alles wat ek jou kan leer, gaan begin jou eie besigheid. Dit is wat dit is om 'n appie te wees. As ek vanmôre vir Wian hier kon gehad het, en ek vra vir hom, is jy 'n elektriesien of is jy 'n appie? Sou hy gesê het, ek is verseker 'n appie. As ek dus vanmôre vir jou sou vra, is jy 'n student van Jesus, dan kan jy nie vir my sê, ek dink so nie. Jy moet kan weet, ja, ek is 'n student van Jesus, en ek is besig om by sy voete te sit en te leer wat dit beteken om soos Jesus te praat, te dink, te kies, te doen, te leef. En daar gaan 'n tyd kom wat hy vir my gaan sê, ek gaan nou weg, en jy moet nou soos ek wees. Dis wat hy vir sy disippels gesê het. So daarom is die vraag van môre baie eenvoudig. Is jy 'n disipel van Jesus? Het jy gekies om hom te volg? Identifiseer jy met hom? Kies jy om te doen wat hy sê? Om te leef soos wat hy vra? En sal jy hom uitleef in jou liggaam, by jou werkkring, tussen jou vriende, tussen jou omstandighede? Vriende, jy kan selfs 'n swak disipel wees. Want daar is tye wat Jesus sy disippels hieroor aangevat het, waar hy vir hulle gesê het, waaroor het julle nou 'n bietjie hier op die pad gepraat? Kom Ritty wegsteek, kom praat 'n bietjie, waaroor het julle nou gepraat? As het gepraat oor wie is die grootste in die koninkryk? Nee. Disippels praat nie oor sulke goed nie. Daar was 'n tyd wat hy vir hulle gesê het, kon jy nie eens 1 uur saam met my bid nie? Daar was tye wat Jesus vir een van sy disippels gesê het, voor die haankraai gaan jy my 3 maal verloon. Jy moet nie dink jy het klaar afgestudeer, jy is nog nie reg nie. Daar is tye wat hy vir daardie disipel moes sê, kom weg van my af, Satan. Hoe lank nog moet ek by julle wees, op 'n ander plek? Oral op reis het Jesus met hulle gepraat en het hy hulle gewys hoe hulle die pad byster geraak het. Ons dink nie so nie. Be better, hierdie kant toe.
En dat Jesus ons gelei en gevorm om op die ou einde 'n beter disipel te wees. Om dus 'n swak disipel van Jesus te wees, diskwalifiseer jou nie. Jy is veilig hier tussen ons wat nog almal leer. Maar jy moet weet dat jy 'n disipel van Jesus is. In graad 1 en 2 was ons opgedeel in klassies, in kleiner groepies, wat die uile groep was en die duiwe groep was. En dit het gegaan oor ons vaardigheid om te kan lees. Alhoewel dit nie spannetjie A en spannetjie B was, die het almal geweet wie in spannetjie A was en wie in spannetjie B was. Die uile is die ouens wat vinniger en vlot kon lees en met begrip kon lees. Die duiwe is die ouens wat 'n bietjie gestruikel het oor sommige woorde en daar was groot woorde by gewees wat ons nog moes bemeester. So het niemand in die duiwe klas het trots huis toe gegaan en gesê, "Mamma, ek is in die duiwe klas nie." Maar almal het geweet, dit maak ook nie saak nie, want die duiwe gaan ook leer om te lees en vlot te lees en vaardig te word daarmee. Die eerste disippels, en waarskynlik ek en jy, is in die duiwe klas. En ons het niks op trots te wees nie. Maar ons is besig om stelselmatig te leer lees, te leer loop in Jesus se voetspore, te leer luister, te leer praat soos hy. Ek besef dat ons nog baie min hiervan weet. En terwyl ek nou maar 2 Sondae met julle oor hierdie onderwerpe praat, is ek nou al eintlik jare hiermee besig, maar 'n ongelooflike reis wat die Here besig is met my te doen die afgelope 4-5 weke. En ek kom by 'n punt waar ek vir myself sê, ek wonder of ek ooit mooi verstaan wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, so moet julle bid. Ek wonder of ek enigiets verstaan van wat dit beteken om soos Jesus te wees. Soos Jesus te dink, van hom te leer, soos hy te wees. Dit voel vir my of ek nog niks geleer het nie. Maar hier is die verskil. Daar is 'n honger in my wat ek selde in my lewe gehad het. En as jy gretig is vir hierdie reis, dan is jy op die regte plek, want dis waaroor ek baie gaan praat. Nadat alles gesê is, bly hierdie een vraag oor. Sal ek doen wat Jesus gesê het? Of is hierdie woorde onderhandelbaar? En dit wat ek nou net gesê het, is baie meer gewigtig as wat jy dink. So kom ons sê dit weer, en dan hoor jy dit asof Jesus dit sê. Hierdie een vraag vra ek vir jou vandag. Sal jy doen wat Jesus sê? Of het jy jou eie idees hoe die lewe die beste werk? Ons sukkel soms met die woord gehoorsaamheid. As ons by 'n kleuterskool juffrou hoor dat ons kleinkinders en ons kinders wat nog op daai ouderdom is baie gehoorsaam, dan dink ons baie keer amper dit is asof dit 'n belediging is. Nee, ons wil graag hoor hierdie kind neem risiko's. Ons wil graag weet hierdie kind is besig om te ontdek. Hy's besig om nuwe vaardighede te ontwikkel. Ons wil graag hoor dat hierdie kind is begaafd. Maar gehoorsaam is 'n ding waar dit jy jou hond gestuur het nadat hy jou kussingstuk het geskeur het. Ons wil nie hoor van gehoorsaam nie. Want dit laat ons dink aan 'n robot. Inskikkelik. Iemand wat nie 'n baie sterk wil het nie. Maar Jesus vra van ons om gehoorsaam te wees. Soos wat ons gelees in vers 21. Wat die deurslag sal gee
is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Dis 'n belangrike woord. Baie appies het gedink hulle weet die beste en die elektriesien het vir hulle gesê, jy moet dit so doen en so doen en so doen, want ek is ouer as jy, ek het die lesse geleer al, ek het al my vingers verbrand. Moenie dieselfde foute maak as ek nie, doen dit so en so. En baie appies gaan dink, nee wat, hier's 'n kort pad, kom ons vat hom eerder. En dan brand jy jou vingers. Daar is een pad, die nou pad. Wees aan jou hemelse Vader gehoorsaam in alles. As hy sê spring, dan vra jy hoe hoog. Doen wat die Here sê. 'n Disipel is iemand wat Jesus volg met kreatiwiteit en inisiatief, onderskeidingsvermoë en met vreugde en met oorgawe. En dit gebeur al meer natuurlik soos God se vernuwende krag besig is om besit te neem van jou denke en jou keuses. Hierdie proses word gekenmerk deur nederigheid. Want ek besef, ek is nie tot hierdie goeders in staat as ek nie by Jesus se voete gaan wees nie. Elke dag my stukkie brood van die Vader. Elke dag leiding van hom alleen. Daarom sien 'n disipel Jesus as die mees perfekte mens wat ooit op aarde was. En dat om 'n studie van hom te gaan maak, is die grootste geleentheid wat enige mens nog ooit kon gekry het. En dit is wat ek agtergekom het in al my jare van Christen wees. Jesus was 'n rolmodel. Ek het baie geluister na sy woorde en ek het die woord baie gelees. Ek het baie hieroor gebid. Ek het baie mense gelei, sover ek kon. Maar daardie honger en die besef van wie hierdie Jesus was, het soms by my afgewater. Ek het later meer 'n studie van die woord begin maak as 'n studie van Jesus. En ek het 'n groot geleentheid al gemis in my lewe. Maar gelukkig is dit nog nie vir een van ons verby nie. Solank as wat ons lewens asem het, kan ons die keuse maak om te sê, Here, ek wil U leer ken. Ek wil U stem hoor vandag in my taal. Ek wil hoor hoe U dink oor elke moontlike onderwerp wat daar is, waarmee ek sukkel. Ek wil my lewensritme begin plaas op U beginsels. En ek wil my lewenskeuses maak soos wat U dit sou maak. Vriende, hierdie tipe geleentheid kom een keer in jou leeftyd en dit is iets om aan te gryp. Om Jesus se vriend te word, om sy medewerker te word en mede-uitvoerder van God se plan te word, is waarvoor ek en jy van dag 1 af geskep is. So aan die einde van hierdie fenominale preek, gee Jesus mense die keuse om te kies. Sê hy vir mense, nadat hy met oor al hierdie onderwerpe gepraat het, wat ons nou oor die afgelope maande gepraat het, sê hy, nou is 'n tyd, en jy staan by 'n kruispad, en daar is 2 keuses. Die nou poort of die breë pad. Jy gaan of 'n mens word wat soos Jesus is, of jy gaan 'n mens word wat op jou eie pad loop. En daar is baie mense wat op die pad geloop het waar hulle al die geestelike taal praat en selfs die woord uitlê en preek. So sê die teks vir ons. Maar Jesus sê, jy het my nooit geken nie.
Jy was nie op my pad nie. As jy luister na my woorde, dan sê Jesus, is jy soos 'n wyse man, wat sy huis gebou het op 'n rots. As jy nie luister na my woorde nie, en dit nie volg nie, is jy soos 'n dwaas wat sy huis op die sand bou, en ons weet presies wat het gebeur, toe die weer opsteek. As jy vandag sou aansoek doen, om by die grootste maatskappy in Suid-Afrika te gaan werk, en die CEO maak tyd vir jou, en hy sê vir jou, kom, ek het vir jou 'n wonderlike geleentheid, ek gaan vir jou al die toerusting gee, ek gaan jou al die opleiding gee, ek gaan vir jou die key account holder maak van hierdie grootste kliënt van my, ek gaan jou aan hom bekendstel, ek gaan jou bemagtig, ek gaan persoonlik saam met jou gaan, en dan op daardie manier gaan jy waarde toevoeg aan ons besigheid. En jou reaksie vir hom op daardie stadium sal wees, nee dankie, ek sal graag die kantoor in die hoek vat, ek wil graag die salaris hê en ek wil graag die voordele hê, maar nee, ek dink nie ek gaan dit so werk nie. Ek dink nie dit gaan werk nie. Hoe lank dink jy gaan jou aanstelling wees in daardie besigheid? As jy vir die Springbokspan gekies word om teen Engeland te gaan speel, en jy speel in die beste span in die wêreld, jy het die beste afrigter in die wêreld, en jy het die beste spelplan wat enige iemand kan hê teen enige span teen wie jy meeding. Jy weet jou span gaan wen. Jy het daai selfvertroue. En die afrigter kom na jou toe en hy sê vir jou, hier is die spelplan vir volgende week. Ek wil hê jy moet hierdie spel bemeester. Jy moet hom inoefen, jy moet dit eet, drink en slaap, jy moet al jou energie daarvoor gee, jy moet met entoesiasme op die veld die deeltjie doen wat ek jou vra om te doen. En jy sou vir hom sê, Rassie, nee, ek dink nie dit gaan so werk nie, ek dink nie ek gaan hierdie week oefen nie, ek is nie lus om hierdie spelpatroon te bestudeer en dit in te oefen nie, ek gaan eerder op die veld draf en weet jy, ek het my eie vaardighede, ek gaan my eie spelpatroon speel. Wat dink jy gaan gebeur? Gaan Rassie jou kies vir daai wedstryd? Of was dit so pas jou laaste wedstryd wat jy ooit gespeel het? Nee, maar vir my, ek wil graag die klere hê, ek wil graag my naam in die koerante hê, ek wil graag die bonusse kry as die span gewen het. Maar dan gaan jy moet doen wat ek sê. As jy die ewige lewe wil hê, is die manier om af en toe geestelike taal te gebruik en om een of ander morele stem te hê wat vir jou 'n bietjie van 'n riglyn gee om uit die moeilikheid te bly, nie genoeg nie. Jesus sê, wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, dominees gewees nie, het ons nie in U naam bose geeste uitgedryf, en in U naam baie wonders verrig nie. Goeders wat net deur die Gees gedryf kan word. Maar dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Is jy Jesus se mens? So as jy voor Jesus gaan staan eendag, en jy gaan vir hom probeer verduidelik, hoekom het jy nie gekies om alles te doen wat hy jou gevra het nie? Hoe dink jy gaan dit vir jou uitwerk? Here, ek het groot geword met hierdie tradisie en ja, ek het my Bybel so af en toe gelees en as ek bietjie skuldig voel en ek was bietjie in 'n tight spot, dan het ek so 'n skietgebedjie gegee en ek het dan so af en toe by die kerk uitgekom en Here, ek het daarom my kinders sonnaarskool toe laat gaan. Maar dis nie wat ek jou gevra het nie. Ek het jou gevra om my disipel te wees. Ek het jou gevra om soos ek te word, om soos ek te dink, om soos ek te doen. Want dit is die resep na die ewige lewe toe.
Hoekom het jy jou eie spelpatroon gaan vind? Hoekom het jy jou eie ding gedoen en gedink dis oukei? Hoe kon jy dit dink? Daarom vriende, hiermee behoort ons onsself besig te hou tot ons laaste asem uitblaas. Hoe om Jesus te volg, hoe om soos Jesus te word en te wees, sy manier van leef tot by die ewige lewe. Maar ek en jy gaan moet ja sê en ja leef. En terwyl ons praat van leef, dit gaan 'n leeftyd vat om daarby uit te kom. Dit gaan aanhou tot jy jou laaste asem hier op aarde uitblaas. En as daar storms kom, en daar gaan storms kom, dan sal jy weet wat dit is as jy op die rots gebou het. Daar is een fondasie waarop ek en jy kan bou. En Jesus sê, kom, elkeen van julle, kom, volg my. En ek sal jou visser van mense maak. Amen. Hemelvader, laat U Gees die woord dra. Kom vernuwe my denke. Maak my geestesoë oop om te sien. Skep in my 'n diep berou vir soveel geleenthede wat ek nie aangegryp het in my lewe nie. Bring in my 'n honger na U woord, sodat dit soos vir die profeet sal wees, heuning in my mond. Bring by my 'n nuwe wanhoop, sodat ek met gretigheid na die woord toe kan gaan en sê, Here, leer my wat dit is om soos U te wees. Leer my van die Vader en die Seun en die Gees. En help my om dit wat ek leer toe te pas, stukkie vir stukkie my lewe te herrangskik, soos wat U weet dit die beste is. Laat U koninkryk in my kom. Laat U wil in my lewe geskied. Laat U naam deur my lewe syfer, sodat die wêreld kan sien. Ek glo in die opgestane Jesus, die lewende God. Hy wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom om te oordeel. Hy wat my aan die hand vat en lei, en wat deur sy Gees my lei en rig tot die waarheid. Bring in my 'n honger, 'n onversadigbare honger vir U voorbeeld. Here, vanmôre wil ek weer kom aanteken om U happy te wees. En wil ek kom erken, Here, ek weet niks. Ek het 'n bietjie kopkennis opgebou oor my lewensjare hier op aarde. Maar van wat dit is om nou in die praktyk die dinge tot uitvoering te bring, hiervan verstaan ek maar min. En ek het U leiding nodig in my lewe.
En elkeen wat saam met my dit eerlik voor die Here se voete gesê het, sê nou saam met my, Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. En uit hierdie laaste lied gaan ons vers 1 en 3 en 4 sê. Ons pas 470. Kom ek nou, is dit 471 of 470? Sissa, wat het ons gekies? 471 of 470? Waar is my afkondiginge? 470, ekskuus, ek het nou ewe skielik, ek weet jy het vir my in die begin gesê, dalk moet ons een van die twee doen, en ek het nou vir 'n oomblik gedink aan 471. 470, ons gaan 470 sing. Die eerste, die derde en die vierde vers. Vers 3. Gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Here, gee aan ons oorwinning, u krag sal ons bevry. U is ons rots en ons redder, een wat die vyand stuit. U, Here, is ons Vader, ons God in ewigheid. Jogg, dis diep woorde. Kom ons sing vers 1, vers 3 en vers 4 van lied 470. Die Here het jou uitgedaag tot 'n nuwe lewenstyl. Hy wil jou bemagtig deur sy gees wat met jou sal wees. Ontvang sy gees, gaan huis toe met sy vrede in jou hart. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy gees by jou wees op jou reis om soos Jesus te word. Amen.